Radio Pulpit, 657 AM. Dis heerlik om met jou te kan gesels en vandag het ek hier 'n baie ernstige skrif voor my. En ek wil dit eintlik uit 2 gedeeltes aanhaal, want dit word aangebied in Psalms en dan feitelik net so herhaal in die boek Hebreërs. Psalm 45 vers 8 lees as volg: U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Nou, wie is dit wat dit lief het en wat dit haat? Natuurlik die Almagtige. Ons Skepper God het geregtigheid lief. Wat is geregtigheid? Ek dink 'n mens met daai tweede lettergreep vat, reg. Geregtigheid. Reg nie verkeerd nie. Reg volgens sy wil, nie teen sy wil nie. Reg volgens sy karakter, sy wese. Moenie teen hom besluite. Moenie besluite neem wat teen hom sal gaan of jou sal laat optree teen sy wil nie. Dit is wat dit vir my is. U het geregtigheid lief en u haat. Liefde en haat, 2 teenpole. U haat goddeloosheid. Daar kom dit uit. Sien jy? Die teenpool van geregtigheid is dus goddeloosheid. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En dit is duidelik profeties gespreek oor ons Messias. Want toe kom die skrywer van die Hebreërboek en hy herhaal dit in Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Nou weet jy, die lewe kan ons mos nou maar soms klap. En dinge gebeur wat ons nie vir onsself sou wou gekies het nie. En dan kan dit ons gooi. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld van ons Messias. Weet jy, as op grond van Efesiërs 1 vers 6 en 7, glo ek, dat hy voor die grondlegging van die aarde, dis nou Jesus, Yeshua, hy het voor die grondlegging van die aarde reeds die volledige plan van sy Vader geken. Hy het ons almal geken voor die grondlegging van die aarde. Hy het geweet wanneer elkeen van ons op aarde gaan wees, in watter kultuurgroep, op watter kontinent ons gebore gaan word, hy het alles van ons geweet, maar hy het ook geweet wat sy uiteindelike bydrae gaan wees om die mensdom in staat te stel om te kom tot in die boesem van die Vader. Hy het geweet, hy sal sy posisie in hemelse plekke moet prysgee. Hy moet 'n mens op aarde word. Nie net sommer 'n mens nie. Hy moet as mens verguis word, gekruisig word en sterf. Hy het geweet hy sal weer opstaan. Maar dit was nog steeds nie 'n walk in the park om te weet hy kom, en ek sê dit met respek, hy kom om eintlik te sterf. Dit is waarvoor hy gekom het. Hy het alles geweet. En nogtans was sy keuse in alles wat hy op aarde beleef het. Ons Messias het sy Vader so goed geken. Hy kon nie anders as om geregtigheid in sy Vader te kies in alles nie. En wat het gebeur? Alles het vir hom uitgewerk volgens die plan van die Vader. Dit was as mens glad nie maklik nie, maar hy is daardeur. Ek het daai dag weer geluister na 'n opname wat hulle gemaak het met, wat is die man se naam, Jim, ek kan nie sy van onthou, net begin met 'n C, wat die rol van Jesus gespeel het in the Passion. En wat die man vertel het, wat alles met hom gebeur het tydens daardie kruistoneel. Hy het sy skouer het uit potjie gegaan, toe hy die kruis moes dra. Toe hulle hom opgesit het op die kruis en hy daar hang, het weerligstraal. Daar was donderweer. En 'n weerligstraal het die kruis raak geslaan. En dan vertel hy wat hy beleef het in hierdie toneel. En die hele tyd het hy besef, maar sy Messias
het dit baie erger gehad. So wat sê ek vandag vir jou? Dit maak nie saak wat die lewe na my en jou kan toe gooi nie. Mag ons voortdurend op soek wees na die geregtigheid van ons Vader. Nie net in die situasie nie, maar veral ook in ons eie harte. Sodat ons sy geregtigheid kan leef, te midde van goed wat lyk of alles verkeerd loop. Want dit is die enigste manier wat ons uiteindelik met vreugdeolie aan die ander kant sal uitkom. Vader, wees ons genadig. Mag elkeen van ons U so soek, dat ons elkeen op ons eie nie ander mense naap nie, nee. Maar dat elkeen van ons in ons eie wandel by U dit sal ontvang, wat ons nodig het om te weet. Dit is waar ek nou moet wees. Dankie dat ons kan weet, dat U geregtigheid ons werklik in 'n plek van deurbraak en oorwinning en vreugde sal sit. Al lyk dit of niks uitwerk nie, Vader, help ons om vas te hou aan U geregtigheid en dat ons sal weet, daarin alleen lê ook ons oorwinning. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.